Ons gaan nou bietjie kyk na die boek van Efesiërs. En Efesiërs is 'n kragtige is so diep boek. Daar's sulke pragtige diep waarhede daar. Soos wat ons deurgaan, gaan ons baie dinge leer wat mense nie net in Efesiërs lees nie, maar waar Efesiërs daar geskryf is en 'n hele paar ander plekke ook genoem word. Ons gaan begin by die boek van Handelinge. Hier is nou die eerste keer wat die dorp Efese genoem word en ons gaan begin in hoofstuk 18, Handelinge 18 en vers 24. Dit sê daar so: en 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore is, was 'n welsprekende man, het in Efese aangekom en hy was magtig in die skrifte. Dis interessant om te sê hy was magtig in die skrifte. Hy het die skrifte goed geken. Dit praat nou van Ou Testament wet en so aan wat hulle die skrifte genoem het. En hy het onderrig ontvang in die weg van die Here. Onthou, die gelowiges reg in die begin was genoem die weg. En vurig van gees het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer. Kyk daai woord, noukeurig geleer, versigtig, in detail. Alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Die volgende vers sê dit: en hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek, maar nadat Aquila en Priscilla van hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van God uitgelê. So hierdie man het 'n goeie kennis van die skrifte gehad en hy kon noukeurig lering gee, maar Priscilla en Aquila neem hom om sy kennis noukeuriger, in ander woorde beter, daar's ander dinge wat hy nie geweet het nie, vir hom te leer. En toe hy wou deurgaan na Acacia, dis die Engelse uitspraak, het die broeders hom aangemoedig en aan die disippels geskryf om hom te ontvang, en daar aangekom was hy deur die genade van die gelowiges tot veel nut, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weer lê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is. So dit was die ding wat hy eintlik baie sterk gepreek het, is uit die wet het hy geneem die skrifte, die profetiese skrifte, en gewys Jesus is die vervulling van al daai profetiese skrifte in die Ou Testament. So pragtig. Nou, interessant hier, vers 26. Aquila en Priscilla het hom gehoor. Nou, Aquila en Priscilla moes al baie kennis gehad het dat hulle hierdie man wat kragtig in die skrif was, kon neem en hom noukeuriger leer. Wie was Aquila en Priscilla? Kom ons gaan terug na hoofstuk 18. Vers 1. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. So Paulus is nou besig met 'n sendingreis. Hy kom uit Athene en hy vertrek na Korinthe, en hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, want onlangs het met sy vrou Priscilla van Italië gekom het. So dis dieselfde Aquila en Priscilla. En omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek, na hulle toe het hy gegaan. So hierdie was 'n Jood, Aquila en Priscilla was Jode, hulle was in Rome gewees, maar hulle was bevel, al die Jode was bevel om uit Rome te gaan, en toe hulle in Korinthe aangekom, en dis waar hy hulle ontmoet het. Nou, dit sê daar so in vers 3, en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. So hy het baie na aan Priscilla en Aquila, wat hy het in hulle huis gebly, en 'n hele rukkie was hy daar.
En van daar af preek hy elke Sabbat in die sinagoge, en Silas en Timoteus kom ook daar so en daar, werk hy saam met hulle ook, en jy sien hier so 'n hele gedeelte waar Paulus dan bedien, en hy was 'n hele lang ruk daarso by Priscilla en Aquila. So Priscilla en Aquila moes baie geleer het van Paulus, want hy het in hulle huis gebly. Hy het saam met Aquila gewerk. Hulle was tentmakers, en so het hy vir homself gesorg, 'n bietjie inkomste gekry in sy werk, en dan so het hy bedien. Okay, so dan sien ons Priscilla en Aquila in Korinthe. En dan lees ons hierso wat ons net nou gelees het, dat Priscilla en Aquila in Efese gewees het. So hulle was nog besig om te trek. Eers moes hulle oor haas uit Rome trek, en hulle kom in Korinthe, en nou vind ons hulle in Efese, en hulle, jy sien hulle weer en weer in Efese, so hulle moes, kan ek sê, soos ouderlinge gewees het van daai gemeente. Hulle was definitief geleer in die woord. Paulus het hulle geleer, en so geleer dat hulle Apollos kon neem amper onder hulle vlerke as te ware, en vir Apollos beter leer. En hierdie gebeur in Efese. So hierdie is 'n agtergrond van Efese. So hoofstuk 19 lees ons dat terwyl Apollos in Korinthe was, so Apollos het nou teruggegaan na Korinthe waar Aquila en Priscilla vandaan gekom het. Het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. Hy het sommige disippels gevind in Efese. Hierdie is disippels. Hulle is gelowiges, né? Hulle ken die Here, hulle dien die Here, hulle is disippels. En hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Dis 'n baie interessante vraag. Het julle die Heilige Gees ontvang? Nou ek het hierdie al baie keer gepreek, veral as ek gevra is om in tradisionele kerke die Pinksterdienste te doen. Vra ek hierdie vraag: het julle die Heilige Gees ontvang? Onthou, hy vra hierdie van disippels. Is dit nie? Nou, ek het een keer in 'n NG Kerk, reg in die begin van ons werk in Suid-Afrika, toe was ek gevra om die Pinksterdienste te doen. En die eerste diens wat ek gedoen het, was die tema, die Heilige Gees is ietsie meer. En ek het hierdie skrif gebruik en 'n hele paar ander skrifte waar mense gevra word, het julle die Heilige Gees ontvang? Of daar in Samaria, ek dink is hoofstuk 8 van Handelinge, waar Filippus daar in Samaria gepreek het, en baie mense het tot geloof gekom, en hulle het wonderwerke gesien, hulle was gedoop, groot dinge het daar gebeur. En toe die disippels hoor dat Samaria die woord ontvang het hulle Petrus en Johannes gestuur na Samaria om vir hulle te bid dat hulle die Heilige Gees sal ontvang. En dit sê daarso, omdat hulle nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, hulle was net tot bekering gebring en gedoop, maar nog nie Heilige Gees ontvang nie. So, dis baie duidelik dat die lering was, en jy kry dit in 'n hele paar plekke, die lering was bekering, doop en vul met die Heilige Gees as 3 aparte dinge. Alles deel van die kom na die Here toe, maar is definitief 3 aparte dinge. So, die dominees van hierdie gemeente waar ek bedien het die volgende dag na my toe gekom en gesê, ons wil vir julle 2 graag neem vir 'n koffie. Ons gaan toe na Mug and Bean toe, en ons sit daar so, koffie bestel, en toe ons nou almal ons koffie gekry het, vra die hoofdominee, daar was 5 dominees in daai gemeente, nou sit ek en Mandy tussen hierdie 5 baie slim mense, en die hoofdominee sê, ons wil graag net ietsie vir jou vra,
kan 'n mens regtig sê die Heilige Gees is ietsie meer? Kry ons nie die Heilige Gees as ons gedoop is, alles wat ons het as gelowiges. Kry ons nie die Heilige Gees as ons gedoop is nie. En hy praat natuurlik van die kinderdoop daar. En jong, hier is hierdie slim manne om my, ek bid, ek sê Here, geef my 'n antwoord vir hierdie. En die Here gee my 'n baie eenvoudige woord. Jy weet, baie keer as die Heilige Gees met jou praat, dan is dit 'n baie eenvoudige woord. Dit is nie 'n groot ingewikkelde ding, 'n groot teologiese antwoord is, net 'n baie eenvoudige woord. Hy het met kinders gepraat, hy het gelykenisse gegee, dat mense dinge eenvoudig kon verstaan. So hierdie was 'n eenvoudige woord. Ek sê vir die dominee, ek sê vir hom, jy weet, daar's 'n liedjie wat ons sing, wat baie gewild is in baie kerke, en die liedjie kom uit die reformatie, en dit is vertaal in baie verskillende tale. Dit is gewild oor die wêreld. En dit is 'n pragtige liedjie, Nader my God by U. Ek sê, nou as ons nader my God by U, moet daar altyd 'n plek nader wees. Kan ons sê, eerlik sê, ons het alles van God wat ons nodig het? Is daar nie altyd 'n plek nader nie? Die Heilige Gees is mos altyd iets meer. Ons kan nie naby eers sê dat ons alles het nie. Daar's altyd iets meer. Daar's altyd, dis hoekom die skrif weer en weer praat dat jy moet soek en jy sal vind, vra en dan jou sal gegee word. So die Heilige Gees is altyd iets meer. So hierdie skrif, hierdie het in Efese gebeur, waar Paulus gevra het julle die Heilige Gees ontvang? En hulle antwoord, nee, ons het nog nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees was nie. Vers 3 sê, en hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Nou, Johannes het gedoop met die doop van bekering, wat wys na Jesus, dat hulle in Jesus se naam gedoop moet word. En so Johannes se doop was ietsie soos Elia, hy het net vorentoe gewys, Jesus kom. Een van die Johannes se dinge wat hy gesê het, toe Jesus aangestap kom, het hy na hom gewys en gesê, daar is die lam van God. So Johannes het gewys na Jesus. Dit was sy doel, dit was sy roeping, wys na Jesus. Hier praat hy van die doop van Johannes, en Paulus verduidelik dit, die doop van Johannes, maar ons sien daarso dat Apollos net geweet het van die doop van Johannes, en Aquila en Priscilla het hom reggehelp. So hierdie disippels was disippels wat onder Apollos se bediening tot bekering gekom het in Efese. En nou help Paulus hulle reg, en dan sien jy daar, hulle is toe gedoop in die naam van die Here, en vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hierdie het alles in Efese gebeur. So hierdie is amper die begin van 'n beweging, van 'n gemeente wat gestig word, en Aquila en Priscilla werk daar saam met hierdie mense, en hulle is, sê maar, ouderlinge. Dit sê nie wat se amp of dit maak nie saak oor die amp nie, maar hulle was daar as volwasse gelowiges om hierdie mense verder te neem. Maar Paulus het hulle na die doop in water in die naam van Jesus geneem, en na die invulling van die Heilige Gees, en mense het in tale gepraat en geprofeteer. Dit was 'n begin van 'n diep geestelike beweging. Dit was in Efese. So dis waar die Efesiërs begin het. Nou, as ek kyk na die boek van Efesiërs, dan sien ons iets baie interessant daar. Ek wou nou gesê het oor Aquila en Priscilla, maar ek het dit nou die einde van Romeine, waar Paulus skryf aan die Romeine, groet hy vir Priscilla en Aquila, wat natuurlik toe nog in Rome gewees het. So jy kan sien, Priscilla en Aquila het getrek. Okay. Nou, in Efesiërs hoofstuk 3, lees ons daar, en ons gaan hier nog in detail na kyk.
Paulus bid vir die Efesiërs Christene in Efese. Vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader. En dan sê hy waarvoor hy bid. En een van die dinge waarvoor hy bid, vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. So hierdie mense wat hy daarso die gemeente begin het, was hierso later, is omtrent 660 jaar na Christus, was in die liefde gewortel en gegrond. Dis 'n mooi getuienis van 'n gemeente, nê. In die liefde gewortel en gegrond. Ek wil graag hê dat ons in die liefde gewortel en gegrond moet wees. Dis 'n mooi getuienis, nê. Vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, fully realize, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, of te leer ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word, en so gaan hy aan. So, hy bid dat hulle in die liefde gewortel en gegrond sal wees, en dat hulle kan groei in die kennis van daai liefde, 'n liefde wat die kennis oortref. So, jy leer die liefde ken, en die liefde is, die agape liefde is 'n liefde wat die kennis oortref. So, dit, in ander woorde, jy gaan in 'n realm in, wat bo-natuurlik is. 'n realm wat bo ons eie vermoëns is. Daai agape liefde is 'n liefde wat bokant ons vermoëns is, en tog het hulle in daai liefde in gegroei, en hy bid vir hulle dat hulle sterk sal wees in daai liefde. Okay. So dit is ongeveer 60 jaar na Christus. Dis na die geboorte van Christus, nê. Net na die begin, die Stefanus, onthou julle van Stefanus hoofstuk 9 van Handelinge, waar hy kragtig gepreek het. Stefanus was nog 'n jong man, en hy het kragtig gepreek. Hy was een van die diakens, en hulle het hom gestenig. En onthou, dan sê dit daarso, die mense wat hom gestenig het hulle klere by 'n jong man se voete kom lê, en daai jong man was Saulus. Onthou dit? Saulus was daai jong man. So Saulus was daai tyd 'n jong man. Ek weet nie hoe jonk nie. Ek sou nie dink dat hy nog 'n tiener sou wees het nie. Ek sou dink miskien vroeg 20s of middel 20s. So daar's Paulus jonk, né? En dan kom hy tot bekering na die agtervolging van die Christene, en hy gaan daarso na Damaskus, en daarso kom hy tot bekering, en hy moet vlug, want hy word nou vervolg self, en dan gaan hy vir is dit 14 jaar na die woestyn, eers na Saudi-Arabië, so ons nou sê, in verskeie plekke, maar woestyn toe. 14 jaar is hy in die woestyn, en dan kom hy terug na Galasië. In Galasië vertel hy daar in die begin hoe hy 14 jaar weg was in die woestyn, en toe het hy weer teruggekom na Jerusalem met 'n openbaring, en eers daarna het hy begin met sy sendingreise. So sê maar nou is hy 40 jaar daar rond. En dit is dan ten minste 20 jaar na, ek raai maar nou volgens die skrifte, omtrent 20 jaar na sy bekering, wat hy nou so oral reis, en nog 10 jaar of 20 jaar wat hy oral rondreis. So 60 jaar na Christus beteken 30 jaar ongeveer, 27 jaar na Jesus se kruisiging, nê. So dis nie verskriklik lank nie. En dit is nou rofweg dat ons net 'n bietjie verhouding kan kry hierso, wat Paulus by Efese kom. Sê maar 30 jaar na sy bekering. Kan meer wees, 30 jaar na sy bekering. So hy is dan, sê maar 30 plus 25, 55 jaar, 60 op die meeste.
Johannes die apostel, wat saam met Jesus gereis het, was een van die disippels. Hy moes 'n bietjie ouer gewees het. Ek sou sê miskien 10, 15 jaar ouer. So waar Paulus miskien 60 was Johannes nou al 75, 80 jaar. Dan lees mens dat Johannes die apostel uiteindelik daarso in Efese as pastorale bediening gedoen het. Hy was eintlik Efese het onder hom gekom toe hy ou man was. En daarna is hy in gevangene geneem en die eiland van Patmos gestuur waar hy die openbaring kry. Ek sê hierdie dinge vir julle vir 'n rede, laat mense 'n bietjie perspektief kry van die boek van Efese, nê. So Johannes is nie baie lank na Paulus hierdie brief aan Efese stuur nie. 10 jaar, 20 jaar op die meeste daarna is Johannes daarso. En dan gaan hy na die eiland van Patmos, 'n ou man. Hy was die enigste van die disippels wat nie gemartel is nie. Hulle het hom in 'n pot kookolie gegooi om hom dood te maak en die olie het hom niks gedoen nie. Toe het hulle hom van daar af Patmos toe gestuur. En toe in Patmos kry die openbaring en wat die boek van Openbaring wat ons nou skryf. Nou ek sê hierdie dinge vir julle, want daar's ietsie baie interessant in die boek van Openbaring. Boek van Openbaring, hoofstuk 2 en vers 1. So hierdie moes geskryf gewees het, sê maar 20 jaar, daar rond, na Paulus vir die Efesiërs Christene geskryf het en gesê het, ek bid vir julle dat julle gewortel en gegrond sal wees in die liefde, sal groei in die liefde en die liefde ken wat die kennis oortref. Dit was 'n merkwaardige gebed wat Paulus vir hulle bid, nê. Nou skryf gee Jesus vir Johannes die openbaring en daar's 7 boodskappe wat hy aan 7 gemeentes stuur en die eerste van dit is die Efesiërs. Openbaring 2 vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars, die gemeentes. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind word. Nou in die boek van Efesiërs hoofstuk 4 praat Paulus van apostels en profete en herders en leraars en evangeliste as 5 bedieningsampte, as ons dit so kan noem. So Paulus leer van hulle, vir hulle van apostels en profete en daai ampte en leer hulle hoe daai werk. So nou 20 jaar later daar rond skryf Johannes vir hulle en hy sê vir hulle julle erken dat daar apostels is wat nie apostels is nie, maar net sê dat hulle apostels is, maar hulle is leenaars. So die Efesiërs, omdat hulle geleer was deur Paulus, kon erken, hierdie man wat hierso preek is nie apostel nie. Verstaan? Hulle het 'n kennis gehad van Paulus se leringe, deur sy oorspronklike persoonlike stigting van daai gemeente en later die brief wat hy gestuur het en later ook waar hy vir hulle gaan besoek het met tye. En dit was een van die laaste gemeentes wat hy besoek het op pad terug na Jerusalem waar hy in gevangenis geneem was die ouderlinge van Efese. Okay. So Johannes skryf hierso van al die werke wat jy reg doen, alles is mooi gedoen, vers 3, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So hierdie gemeente het goed gedoen. Hulle het al die werke gedoen wat moes gedoen word in 'n gemeente.
Maar vers 4. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Is dit nie interessant nie? Paulus bid vir hulle dat hulle in die liefde sal groei. En dat hulle daai liefde sal ken. En hierso 20 jaar later, en Paulus ontmoet hulle daarna en hy het koneksie met die Efesiëse Christene. En 20 jaar daarna, nadat Johannes ook daar as apostel van liefde vir hulle bedien het, sê Johannes, julle het julle eerste liefde verlaat. Ek dink aan hierdie ding. Vers 5 sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders sal ek kom, gou na jou toe kom en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. So, die manier om reg te stel wat verkeerd was, is bekering. Dit is eenvoudig, maar dis die manier. As die gemeente weggeval het en nie meer daar is, dan moet nederig wees en bekeer en terugkom na die Here toe. Maar ek is geïnteresseerd in hierdie vers 2 en vers 3. Hierdie gemeente wat so baie werk het, wat so goed doen, het nie liefde nie. Hulle het hulle liefde verloor. In ander woorde, hulle het verval na godsdienst toe. Godsdienstige werke het hulle verval. Dis die boek van Efesiërs waar Paulus nou pragtig skryf. Al die dinge wat hy vir hulle geleer het, en is 'n baie diep boek. Na 20 jaar het hulle verval na net godsdienst toe. Dis 'n waarskuwing vir ons. Dis 'n waarskuwing vir ons land. Want as jy teruggaan, 160, nie eens 20 jaar nie, as jy teruggaan na 160 jaar terug, het hierdie land, of 140 jaar terug, het hierdie land van Suid-Afrika geweldige herlewing gehad, onder Andrew Murray se bediening, en daar was 'n hele klomp mense wat betrokke was met daai Colin Fraser, waarvan Fraserburg genoem is, Andrew Lowe wat op in Zimbabwe gaan het. Daar was sendingstasies gestig reg oor Afrika tot in Sudan, sover, reg oor. Daar was 'n geweldige herlewing. En as jy nou kyk na daai gemeentes, ek het Kussie sal onthou, ons het daar in Sutherland bedien, daai groot kerk, en Kussie, jy onthou daai massiewe kerk, 'n pragtige kerk, het ek vir hulle, toe ek daar preek, toe ek dink het was die tweede keer wat ek daar gepreek het, jy sal onthou, Kussie, dit was interessant, die dominee daarso, het nou vir my genooi om daar te preek, maar hy het my nie eintlik geken nie, en toe, hy nou vir my moet oproep om te kom preek, toe ek en na Kussie, toe sê vir Kussie, jong Kussie, jy ken nou vir Henry, kan ek jou vra om vir Henry voor te stel aan die gemeente? Jy onthou daai Kussie, en Kussie was nou skielik gevang, hy was nie voorbereid daarvoor nie, maar hy gaan vorentoe, en hy sê vir die gemeente, voor ek vir Henry voorstel, wil ek net vir julle sê, dat terwyl ek daar gesit het, het die Heilige Gees met my gepraat, en vir my 'n skrif gegee, en ek wil graag net hierdie skrif vir julle lees. Onthou jy daai Kussie? Dit was merkwaardig, en ek het daar gesit, in hierdie kerk wat 1200 mense kan neem, was daar omtrent 50 mense. Ek het daar gesit en gedink, jong, hierdie woord wat die Here vir my gegee het oor herlewing, gaan reg oor hierdie mense se kop, hulle gaan dit glad nie verstaan nie. Moet ek miskien my preek verander? En jy weet, ek het gewroeg daar so terwyl ek nou sit en wag om te preek, moet ek my preek verander? Toe gaan Kussie toe sê, die Here het my 'n skrif gegee, ek wil dit net hierdie lees. En hy lees my temaskrif vir my preek, uit Maleagi 4, waar die profeet praat van Elia wat moet kom, en die harte draai en so. Maar terwyl ek so gepreek het vir hierdie mense, ek meen, jy staan daar heel bo
en ek hou nie van hierdie hoë preekstoel nie, maar jy staan daar heel bo ver van die mense af. Hulle sit dor ver van jou af. En terwyl ek so preek, kry ek net ietsie wat ek moet doen. Ek sê ek wil graag met julle ouderlinge, julle kerkraad praat. En ek vir julle 'n vraag vra. Ek sien hierdie is 'n pragtige groot kerkgebou. Groot kerk, pragtig met hout uitgemaak en dis baie mooi. So sê ek, as julle vandag in 'n kerkraad moet sit en 'n besluit neem om 'n kerk te bou in Sutherland, sou julle so groot kerk bou? Ek sien hier's 50 mense of so. In 'n kerk wat 1200 mense kan neem. Sou julle so groot kerk bou? En jy sien die mense skud hulle koppe, nee, ons sou dit nie doen nie. Toe sê ek, maar hoekom was so 'n kerk gebou? Toe sê ek sê vir julle hoekom. Want toe hierdie kerk gebou was, en baie ander kerke reg oor die land, was daar herlewing in die land, en hierdie kerk het propvol gesit. Waar is al die mense? Waar is al die mense? Die kerke, die gelowiges, net soos die Efesiërs, het weggeval van daai eerste liefde en teruggeval na 'n werke ding. Ons doen al hierdie dinge reg en goed en mooi, soos Jesus daar so sê, julle erken jou werke en jou arbeid, vers 2, en jou lydsaamheid, en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, en so praat hy van die goeie dinge wat hulle doen. Ek ken dit. Maar ek het dit teen jou, jy het jou eerste liefde verloor. So, as ons nou deur die boek van Efese gaan, die Efesiërs, dan moet ons onthou, hierdie is 'n lering wat Paulus vir hulle gegee het, toe hulle nog sterk was en gegroei het, en hy het hulle opgerig in 'n baie sterk gemeente, wat die Here baie lief voor was, en hulle het baie dinge gedoen wat goed was. Maar, na hierdie, en na Johannes daarso as 'n leraar gewees het, en hy weg is, het daai pragtige groot gemeente verval in werke. En dit kan maklik gebeur. En ons sien dit reg oor die land. Is dit nie? En ons moet versigtig wees dat ons die les leer, dat waar ons hierdie dinge leer ken, soos wat ons deur Efesiërs gaan, dat ons nie ook verval uiteindelik net en dink dat ons beter is as ander nie, ons is die beste kerk, ons is die beste wat ook al, en dat ons verval van die eerste liefde af. So, ek noem dit vir julle, dit is die agtergrond van Efese. Daar is nog heel wat anders wat genoem kan word. Ek het bietjie ook gepraat oor wie is hierdie mense. Ek gaan dit nou nie deel nie, maar basies hierdie jy sien, daar was 'n herlewing, geweldige herlewing, toe die disippels uitgegaan het. Eerste toe Jesus die disippels uitgestuur het, onthou jy, daar was die 12 was uitgestuur, en later was daar 72 uitgestuur om die boodskap van die koninkryk te leer vir die mense. En op een stadium was dit Johannes 10 daarrond, sê hy, julle moet nie na die Samaritane toe gaan nie hierso in Judea gaan nie, gaan verder na die verlore skape van die huis van Israel. En daai disippels het baie wyd, ver en wyd, het hulle gegaan om na die verlore skape te gaan, en op een plek lees ons dat Paulus skryf en gesê, al die stede het Moses wat gepreek word vir hulle. Dit beteken, daar was baie stede wat die wet gehad het, die Moses was gepreek daarso. Daar was geestelike dinge wat daar gebeur het. Nou, daar was 'n herlewing gewees. So
die disippels het ver en wyd gegaan. Jy lees van, as jy die geskiedenis lees jy hoe die disippels, veral na die opstanding van Jesus, het hulle ver en wyd gegaan. Daar was verskriklike vervolging na Stefanus se dood, en die mense het in hulle duisende uitgegaan en die boodskap gegee. So Efese, saam met 'n hele klomp ander stede oral oor Europa. Mens lees selfs waar Paulus gegaan het tot in Engeland. En daar's baie geskiedenis oor daai tipe dinge. Die boodskap het ver en wyd gegaan. Maar wat in die laaste 2000 jaar, wat het gebeur van al daai herlewing en die groot kerke wat ons oral oor Europa sien? Dis 'n les vir ons. Ons moet kyk, soos wat ons nou deur Efesiërs gaan, moet ons besef, hierdie was geleer, dat dit regtig ons harte verander, sodat dit nie net 'n godsdienstige ding is nie, maar dit regtig lewe kan spreek, en dat ons lewe sal spreek aan ander mense wat ons ontmoet. So ek gaan dit net daarso los, maar hierdie is 'n baie kosbare gedeelte.